Dit is nou lente maand en dit gaan nou 'n nuwe seisoen wees, dit word nou weer warm, almal klaar weer oor die hitte en iemand kan ons hele mind opmaak koud of warm nie. So wat 'n beter vers is daar regtig om 'n nuwe seisoen te beskryf as Jesaja 43 vers 18 en 19. So die wat hulle Bybels gebring het en graag saam met my wil lees, Jesaja 43 vers 18. Ek gaan gou rukkie om almal daar te laat uitkom. Okay, so Jesaja 43 vers 18 en 19 sê: En dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. So, wat is die eienskappe of die dinge wat ons aan dink wanneer ons lente sien? Wat is die dinge wat ons aan dink? Wat is die eienskappe van 'n nuwe seisoen? Ek het nou net so 3 so neergeskryf, maar daar's eintlik baie. So een is nuwe groei. Kyk, nuwe blare wat uitkom, nuwe takke wat begin groei. Daar's nuwe groei. Daar's bloeisels wat hopelik in vrug sal vorm. En die laaste ene is dan nou nie die lekkerste een altyd nie, is die herstel van die winterseisoen, die snoei. Dis altyd so, as die takke, die boom lyk so mooi en dan met my palm snoei en dan is dit so kaal boompie. Dis nie altyd die lekker deel nie, maar dit is absoluut noodsaaklik vir 'n beter oes aan die einde van die dag. Nou, wat voorkom die herstel van die winterseisoen? Wat maak dat daai wond partykeer nie kan toegroei nie? En daar's eintlik 2 idiome wat dit so mooi voorstel en ek wil vra of iemand nie dalk weet wat se 2 ek hiervan praat nie. So die een is die ou koeie uit die sloot gaan haal. Ja. En een wat bietjie meer denotatief gebruik word is die krap wat dit nie juk nie. Okay. So die onderwerp wat ek vandag meer wil oor praat en hoe ons hierdie nuwe seisoen gaan intree om hierdie nie net wonde te laat herstel nie, maar ook toekomstige groei te kan laat gebeur is die lokval van die Satan. Ons gaan die winterseisoen deur en alles gaan rof en ons dink is okay, ons wag net tot lente kom. As lente kom is alles beter. En dan kom maar 'n nuwe seisoen en wat gebeur? Ons trap in die lokval van die Satan. En daar is al ons groei vir die hele seisoen klaar belemmer. Nou, Lukas 17 vers 1 verduidelik hy dat dit is onvermydelik dat struikelblokke sal kom. Nou wat is struikelblokke? Praat hy hiervan? Iemand het hierdie, dit is eintlik in die opskrif net oor die vers, maar hy praat van aanstoot. Nou die wat nou nie baie Afrikaans is ek taking offense. Nou, as ons kyk na Judas, ons almal weet nou die storie van Judas en die verraai en wat was, hy kon bekeer het, okay, ons almal weet hy kon bekeer het, ja, hy het gesondig goed, maar niks het hom gekeer om te bekeer nie, maar wat het gemaak, dat hy sy lewe beëindig het? Hy het aanstoot geneem. Toe die Here vir hom sê, ek weet wie gaan my verraai, toe dink hy, hierdie persoon nou nie vir my nie, so hy het aanstoot geneem, en kyk waar hy dit nou gebring. So aanstoot is 'n baie gevaarlike lokval van die duiwel. Psalm 55 vers 13 tot 14 sê: Want dis geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra. Dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, anders sou ek hom vir my wegsteek. Maar jy, 'n man soos ek, my vriend en my getroue. So is dit die mense, die naaste aan ons, wat ons die meeste seer maak. Dink nou 'n bietjie mooi, is dit nou die man op die straat wat my die maklikste gaan kwaad maak? Nee, as hy vir my iets sê, dan life goes on. Is dit my onderwyser? Ja, ek is 'n bietjie nader aan my, maar life goes on. Wie is die mense wat mense die maklikste kwaad maak of aanstoot maak nie? Die mense die naaste aan ons. En dit maak dit voel soos verraad. Dit maak my voel jy moes my beskerm het, jy moes my ondersteun het, jy moes hier gewees het vir my. Kyk wat jy nou aan my gedoen. Hoe kan ek jou moontlik vergewe? Jy is ons so naby aan my. As ons kyk waar gebeur die mees boosaardigste hofsaake in die egskeidingshof. Daar man en vrou wat so lief was vir mekaar op 'n stadium. En toe die een
aanstoot geneem, en kyk waar bring dit hulle. Die huis, 'n plek waar ons moet veilig voel, die plek waar ons beskerm moet wees, ons safe space, soos my ma altyd sê, is dikwels die plek waar ons die maklikste kan seer kry. En is dit nie maar ook so hier in die kerk nie? Hoeveel mense neem so maklik aanstoot in die kerk? Tog iemand buite in die wêreld kan hulle sleg sien, dit bring geen verskil nie. Die huis is 'n plek waar ons die maklikste seer gemaak word en die maklikste kan aanstoot neem. 2 Timoteus 3 vers 2 sê, want mense sal liefhebbers wees van hulle self. En die vers ons 'n bietjie aan, en ek dink dit is baie van toepassing op die wêreld, hier in die eindtyd. Ja, daar is mense buite in die wêreld, maar ek dink dit het net so groot toepassing hier in die kerk. Hoeveel mense word seer gemaak en onmiddellik speel hulle victim. Ek sê nie dat dit altyd verkeerd was nie, ek kom 'n bietjie later daarby uit, maar onmiddellik is dit, jy wil jouself beskerm. Nou, hoekom in kerk? Wel, meeste mense besef nie eers dat ons bitterheid in ons hart het nie. Jy loop verby die persoon en jy groet hom en jy gaan aan met jou lewe en ek gaan ook later dalk op mekaar roep myself nou vooruit, maar baie mense besef nie eintlik hoe maklik dit is om bitterheid in iemand te hou nie. En jy besef dit nie, en ek sal later sê hoekom jy dit nie kan besef nie, maar soos sê ek, dit is noodsaaklik vir ons om proaktief op te tree. Nou, proaktief is 'n baie fancy woord. En dit beteken, ek moet voorbereid wees, nog voordat dit gebeur. Ek dink nou maar, as ek die eerste keer wil leer kar bestuur, op 'n highway, hoe goed gaan daai afloop? Dit gaan nie baie goed gaan. Ek moet proaktief wees, ek moet voor die tyd voorberei, ek moet leer hoe werk 'n kar, hoe ry ek hierdie kar? Proaktief, dit beteken, ek moet optree nog voordat ek eintlik optree. So, wanneer ons kom by aanstoot, ek moet leer hoe om die aanstoot te verwerk. Dit help nie, ek wag tot dit op my pad kom, en dan sal ek dit met die Here uitfigure nie. Ja, dit gaan werk, maar dit gaan bietjie langer vat, en dit gaan baie van jou groei belemmer vir daai seisoen. So, jou reaksie op 'n aanstoot, of jou reaksie op 'n offense, bepaal jou toekoms. Hoekom? Wel, daar's 'n paar redes hoekom, waar een van die grootste, soos ek sê, as jy nie aanstoot verwerk nie, en jy neem aanstoot, en dit dra vrug in jou hart, belemmer dit jou hele groei, dit belemmer jou groei. En baie mense besef dit nie, jy loop rond met daai bitterheid in jou hart, en jy besef eintlik eers jy's kwaad vir daai persoon nie. Nou, ek het bietjie, soos my pa, ek het eintlik my kamermaat gesmeek om my te hotspot, dat ek bietjie kan navorsing doen by die koshuis, maar die Griekse woord vir aanstoot of offense is die woord skandalon. Ek hoop ek spreek dit reg uit, ek glo nie, maar skandalon. En hierdie woord verwys na die deel van 'n lokval waaraan die aas of die byt geheg is. So, nou nie noodwendig in oudheid nie, maar wanneer jy 'n trap het en jy daai groot hak met daai lekker dik stuk vleis raar, daai hak noem 'n mens die skandalon, en dit is die deel van die lokval waaraan die aas geheg is. Dit is dus aanstoot, is die aas wat die duiwel gebruik om jou in 'n lokval vas te vang. So maklik is dit. Daar is geen fancy, daar is nie 'n fancy deel daarin nie. Offense is 'n lokval wat die duiwel gebruik om jou vas te vang. Dit beperk jou denke, dit beperk jou verstand en dit beperk jou vergifnis. Baie keer dink ek lees uit die Bybel en ek bid vir Sunny, maar ek kan net nie lekker bid vir Sunny nie. Daar's 'n blokkering, ek is vasgevang, ek kan nie lekker hierso, jy voel baie keer ons is vasgevang. En dis 'n lokval wat die duiwel gebruik om ons vas te vang, is aanstoot neem. Ons vergewe nie. Baie, soos ek sê, baie mense besef nie eers dat hulle soveel bitterheid in hulle hart het. Eers as dit vrug dra, dan besef hulle, o, Jesus, ek moes daai persoon lankal vergewe het. En dan sukkel ons om te vergewe, hoekom? Want dit is al so lank, dit het al soveel vrug gedra, dit is so diep wortels wat nou moet uitgekap word, wat dit eintlik maar net 'n stukkie onkruid kon gewees het, as ons nie in die lokval getrap het nie. Of as ons vinnig genoeg kon agterkom, dat ons in die lokval vassit. 2 Timoteus 24 vers 26 sê, en 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal. So, daai is daar maar 'n moeilike stukkie. Bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid regwys, of God nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word.
vry van die stryk van die duiwel. Ander woord vir stryk is mos 'n lokval. Nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. So wanneer jy aanstoot neem, is jy eintlik besig om die duiwel se wil te doen. Jy's vasgevang in 'n lokval en sonder dat jy weet, gebruik die duiwel jou om sy wil te doen. En jy weet dit nie. Ons besef dit nie altyd nie. En die skokkende part is dat meeste mense besef dit nie eers nie. Ons maak baie keer ander Christene se lewe bietjie moeilik. Sonder om dit agter te kom, en eintlik is dit net omdat ons aanstoot geneem het en besig is om die duiwel se wil te doen. So ons kan mense wat aanstoot neem in 2 kategorieë opdeel. Julle gaan vir my lag as ek sê wat is die 2. So die eerste is mense wat werklik ongeregtig hanteer was. En die tweede een is mense wat dink dat hulle ongeregtig hanteer was. Baie klein, baie groot verskil tussen die 2. So hierdie is mense wat waarlik glo dat hulle alleenlik ongeregtig hanteer was. Hulle speel dadelik victim en die ergste part vir my is dat hulle gebruik dit om hulle aksies te geregtig. Dis okay, ek mag dit sê vir Sunny, want Sunny het my seer gemaak. Ek mag nie smile vandag nie, ek sal nie smile nie, want Pietie het vir my lelik gekyk. Wanneer jy aanstoot neem, gebruik jy daai aanstoot om jou eie aksies te geregtig. En is dit reg? Nee. So, toe dink, nou sit ek en ek berei voor, ek dink, okay Here, ek verstaan die probleem, jy het nou al genoeg vir my gesê van die probleem, sê tog nou maar vir my bietjie, hoe help ons hierdie probleem? Hoe kom ek agter, hoe besef ek wanneer het ek aanstoot geneem? Ek dink, dit kan seker maar nie baie maklik wees nie, maar dit is eintlik baie maklik. So, die grootste vyand, of eintlik die grootste wapen wat die duiwel, die grootste faktor wat hier ter spele kom, is trots. En ek dink ons almal weet hoe baie haat die Here trots. Daar's genoeg verse, ek het nie eers geworry om 'n paar te gaan opsoek nie, want ek dink ons almal weet daar's genoeg. En trots verberg die hart se waarlike kondisie, anders ek posisie. Ek kan seker maar reg. So, daai bitterheid wat ons dra, daai aanstoot wat ons geneem het, dit begin by aanstoot, en dit klink soos iets klein, okay, ek het 'n bietjie aanstoot geneem, maar dis okay, maar as daai aanstoot nie verwerk word nie, bitter vinnig, begin daai wortels groei, en hulle raak dieper. So trots versteek aanstoot. Ek luister 'n testimonie van 'n pastoor hierdie week, sommer toevallig het dit op my. Ek het hom eintlik gedaan, dat ek het nie geweet wat hy oor gaan praat nie. En hy sê, ek kan nie sy naam onthou nie. En hy sê, hy was 'n pastoor in hierdie gemeente, en hulle was 'n paar pastore in hierdie gemeente. En een van die pastore het hom waarlik seer gemaak. Ek het nou nie uitgebrei wat ook al nie, maar die pastoor het hom waarlik seer gemaak. En omdat hy pastoor is, het hy geweet oor is verkeerd om aanstoot te neem. So, ek gaan nie aanstoot neem nie. En dis wat hy gedink het hy nie gedoen het nie. En hy het aangegaan met sy lewe, hy was vriendelik. En ter werklikheid was hy het baie erg aanstoot geneem teen hy pastoor, en hy het dit net nooit erken nie. Hoekom? Want trots het die ware kondisie van sy hart verberg. Dit het hom laat dink, ag, alles is okay, die kwaadheid sal verbygaan, ek moet net nog 'n koppie koffie inkry en ek fyn. Sy trots het sy waarlike kondisie van sy hart versteek. Nou, trots versteek die waarlike kondisie van jou hart, en dit maak dat jy nie jou eie hart kan sien nie. Dit maak eintlik 'n fake koppie. So jy kyk na jou en dink, okay, ja, maar ek was so vriendelik met Sunny vandag, en ek het vir haar gesmile, en sy het vir my teruggesmile, so dit is my hart, ek het 'n vriendelike hart. En ons besef nie eintlik die ware kondisie van ons hart nie, en ons sien nie die waarlike kondisie van ons hart nie. Maar ek weet nie of dit sal seker vir party nie altyd goed wees nie, maar die goeie ding is God doen, kan jy dit beloof. God sien elke liewe onsuiverheid in jou hart, en soos my pa ook altyd sê, 2 verkeerde maak nie reg nie. So ja, hy was verkeerd met jou, maar as jy nou gaan verkeerd optree, 'n minus en 'n minus maak nie 'n plus nie, wiskunde lieg. Wiskunde lieg, is leeno. So, ek gaan weer vir ons 'n stukkie hierso lees in Openbaring 3 vers 14, die wat weer saam met my wil lees, Openbaring 3 vers 14. Nou, hierso skryf hy aan die gemeente van Laodicea, en hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense,
Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, en hier is die belangrikste part, hier is eintlik die part wat ek wil uitstaan, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Dis wat hierdie mense dink. Dis wat hulle voel die waarlike kondisie van hulle hart is. Dis, ek is dan ryk, ek het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie. En hier kom die shocking part. Hier sê die Here vir hulle, wat is die werklike kondisie van hulle hart eintlik? En hy sê, en jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. So hierdie mense het gedink oor net omdat hulle fisies ryk was, het hulle dit gedink hulle is geestelik ryk. Hulle het gedink hulle het nie die waarlike kondisie van hulle hart gesien nie. En hulle het gedink, ag, ons het nie bitterheid nie, ons het nie haat nie. Nee, ons is krymense. En toe kom die Here en hy wys vir hulle die ware kondisie van hulle hart. Hoekom? Want hulle was trots. Hulle was trots. So, wat is die antwoord dan nou op hierdie trotsheid? Wat is die antwoord op aanstoot neem? Want dit is baie maklik, want as ons net 'n bietjie gaan verder lees, vers 18 sê, hierso, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur die vuur gelouter is, sodat jy werklik kan ryk word. So, almal, ek dink nou dis nou 'n bietjie basiese kennis, maar as my goed bietjie agtergrond het. Suiwer goud, soos 'n suiwer goud, is sag en plooibaar. Jy kan dit vorm. Jy kan iets skep daarmee, jy kan iets doen daarmee. Maar wanneer dit gemeng word met metale soos koper, suiwer en nikkel, dan word dit 'n alloy. En 'n alloy is hard, ros, onbuigbaar. Jy kan nie veel daarmee doen nie. So hoe meer onsuiverhede teenwoordig is in die goud, hoe meer hard is hierdie goud. Hoe meer onbuigbaar raak die goud en onmiddellik kan ons 'n gelykenis sien. 'n Suiwer hart is soos suiwer goud, sag, plooibaar, maklik vormbaar. Hebreërs 3 vers 13 sê, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word nie. Hoe verhard jou hart? Deur onsuiverhede. En as ons nie onmiddellike aanstoot verwerk en deurwerk nie, soos ek gesê het, dit gaan vrug lei. Daai wortels gaan in jou hart groei, daar gaan 'n boompie opkom en daar gaan vrug wees. En hierdie vrug gaan wees kwaadheid, bitterheid, haat. Dit gaan nie altyd vinnig kom nie. 'n appelboom groei nie van 'n saadjie tot 'n vrug in 'n dag nie. Dit gaan tyd vat, maar is dit makliker om net daai saadjie uit te pluk? Of is dit makliker om daai boom te moet afkap en elke wortel een vir een te moet uithaal? Dit verhard ons hart, net soos 'n alloy goud verhard. Aanstoot neem is soos 'n onsuiverheid in jou hart en dit verhard jou hart net soos koper en nikkel en silwer, goud verhard. En dit verhinder jou om God se stem te hoor. Baie keer dan bid ons dink, Here, ek hoor U nie. Ek bid en ek bid en ek bid en U antwoord my nie. Wat gaan aan? Want ons sien nie daai bitterheid nie. Ons sien nie daai onsuiverhede in ons hart nie. Al wat ons sien is die gevolge daarvan. Here, ek hoor nie U stem nie. Here, dis moeilik om te vergewe. Here, my dag gaan bietjie sleg. So, hier's 'n paar stappe wat hulle gebruik om goud te suiwer. En ek wil nou die gelykenis skep, hier's 'n paar stappe hierso. So, hoe hulle goud versuiwer of suiwer maak, is hulle verfyn dit na 'n poeier en hulle meng dit met 'n stof genaamd flaks. Dan word die mengsel in 'n oond gesit en gesmelt deur baie erge hitte. Die onsuiverhede in die goud heg aan die flaks en styg, maar die swaar suiwer goud sink. Jesaja 48 vers 10 sê, kyk, ek het jou gelouter, maar nie so silwer nie. Ek het jou beproef in die smeltkroes van elende. 1 Petrus 1 vers 6 tot 7 sê, daarin
verheug julle heel. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef. Onder allerhande beproewinge, hoor julle hierso, kom julle nou agter hierso, die vure wat hierdie goud moet deurgaan, die beproewinge in ons lewe, sodat die beproefheid van julle geloof, wat meer kosbaar is as goud wat vergaan, maar deur die vuur gelouter word, bevind mag tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Wel, goud, wat kan 'n mens doen met onsuiwer goud? Daar's nie veel wat jy kan doen daarmee nie. So hierso sê die Bybel, dis goud wat gaan vergaan. Nou hy sê hierso, ja, jy het onsuiverhede, maar wanneer jy deur hierdie beproewinge gaan, wanneer die vure van die smeltoond jou slat, dan weet jy, jou geloof is meer waardig as goud wat sal vergaan. Maar dit sal tot lof en eer wees van ons Here Jesus. So ek vra die vraag, as jy nou hierdie groot stuk goud voor jou sien, kan jy al die onsuiverhede in daai goud sien voordat dit in die oond geplaas word en gesmelt word? Kan jy 'n X-ray vision sien elke partikule koper en silwer? Nee, jy kan nie. Ons sien dit as goud. Ons is. Maar God het nog nooit nie dit gesien nie. Hy is bewus van elke liewe bietjie onsuiverhede in daai stukkie goud. Dus is dit so maklik vir sonde om weg te kruip in die areas van jou lewe wat daar nie hitte is om dit te surface nie, om dit tot voorskyn te bring nie. Dit wag dan net 'n bietjie insak. So die baie maklike oplossing vir hier is, punt 1, koop die goud van die Here, wat gesuiwer is deur die vuur. Volgende punt is, sien jouself deur God se oë. As ons gaan kyk, Openbaring 3 vers 18 sê, dis bietjie aan in die vers, sê hy, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Nou vra ek die vraag, wat moet ons kan sien? Okay, dink nie, gaan veel sien as jy olie in jou oë smeer nie. So wat wil die Here hê moet ons hierso sien? Wat moet ons sien? Baie maklik, die ware kondisie van jou hart. Ja. Want God kan dit nog altyd sien, maar ons is blind, ons kan dit nie sien nie. So nou sê hy hierso, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Nou kom daar weer 'n lekker stukkie in Matteus wat sê, ja, want jy soek vir die splinter in jou broer se oog, en jy sit met 'n balk in jou eie oog. Nou dis wat ons doen as ons aanstoot neem. Ek soek net 'n rede om kwaad te wees vir hierdie persoon, want ek het eintlik nie agtergekom ek is kwaad vir hom nie, maar nou is ek kwaad vir hom. Nou soek ek daai splinter, en eintlik sit ek nog met 'n balk in my eie oog. Want jy sien nie die ware kondisie van jou hart nie, maar as jy jou oë salf, en die Here maak jou oë oop, wat gebeur? Nou sien jy eintlik hierdie groot balk in jou eie oog. Jy sien al hierdie, jy begin die onsuiverhede sien, een vir een, begin hulle so opkom. En is dit lekker? Is dit lekker om deur daai vuur te gaan? Elke bietjie silwer, elke bietjie koper uit te haal, met warm vuur? Nee, natuurlik is dit nie lekker nie. Maar as die goud nooit deur hierdie vuuroond gaan om dit te suiwer nie, dan gaan dit vergaan, soos die Here sê. So moenie laat trots jou stop om te besef dat jy het getrap in die lokval van die Satan nie. Ja, ek sien altyd hierdie, as ek dink, toe ek nou sit en ek dink aan dit en ek gaan stap en ek sien net soos hierdie lokval in my brein, ek sien hierdie petrot, lekker op sy rug gespanne lê en 'n stuk kaas eet. En die ander rot sê vir hom, kom uit, daar's nog tyd, jy moet uitkom. Hy sê, nee, hierdie kaas is dan te lekker. Hoekom wil ek nou raak rustig broer? En hoe meer en meer kaas hy eet, hoe moeiliker en moeiliker word dit om by daai gaatjie uit te pas. Tot wat gebeur? Volgende oggend kan hy nie meer by daai gaatjie uitpas nie. Moenie laat trots die ware kondisie van jou hart verberg nie. Wees nederig. Sien die sonde vir wat dit is. Vergewe. Ek dink dis 'n baie groot deel daarvan. Mense besef nie hoe maklik dit is, of hoe moeilik hoekom dit moeilik raak om te vergewe nie. Want jy het aanstoot geneem. As jy aanstoot geneem het en jy het tyd gegee om te groei en vrugte begin dra, ja, dan gaan dit moeilik wees om te vergewe. Maar as jy dit besef
Die Here sê, as ek jou deur daai vuuroond geplaas het, jy het gesmeld, jy was beproef soos wat jy nog nooit in jou lewe gehad het nie. En ek sien seker wat die die Afrikaans is nie, want ek hou so baie van die Engelse woord. Ek sien in my kop van die Here daai ladel, daai groot soplepel. En hy kom skep daai silwer en daai koper en alles wat so op die oppervlakte lê, kom skep hy so af. En wat bly oor? Die suiwer goud. So wanneer daai vure oor jou pad kom, wanneer jy beproef word, weet maar net, dis oké, want elke vuur wat op my pad kom is 'n ekstra stukkie koper wat die Here uithaal. Is 'n ekstra stukkie onsuiverheid wat die Here kom uithaal. En ek is eintlik klaar, ek het 'n baie kort stukkie gehad, maar dit was vir my so wonderlik om dit te hoor, net om te sê, Here, ons dink aan vuur en wat dink ons? Duiwel, los my uit. En eintlik wat gebeur? Dis die Here wat, ja, hy laat toe dat hierdie vuur op jou pad kom, maar hoekom? Want jy's elke vuur is jy 'n bietjie suiwer, bietjie meer suiwer en bietjie meer suiwer. En glo maar jy gaan nooit, nog nie nou nie, 100% silwer wees nie. Suiwer wees, ek nou so silwer, sorry. So elke vuur wat oor die pad kom is eintlik net nog 'n bietjie suiwer word. Moenie laat trots die ware kondisie van jou hart verberg nie. Kom ons sluit die oë. Here, soos ons nou die nuwe seisoen intree van lente en van nuwe groei. Dankie dat ons nou besef dat die vure wat oor ons pad kom, daar geplaas is om die onsuiverhede uit ons hart te haal. Help ons om nederig te bly. Laat trots nie die ware kondisie van ons hart verberg nie. Here, ek sê dankie vir elke bietjie nuwe groei wat hierdie seisoen gaan uitkom. Elke vrug, elke nuwe bloeisel, Here. Dankie dat ons weet, elke vuur wat oor ons pad kom, is net daar om ons suiwer en suiwer te laat uit die ander kant uitkom. So dankie, Here, dat ons sal vriendelik wees, Here. Ons gaan nie aanstoot neem nie, en wanneer ons in daai lokval trap, dat ons vinnig daar sal uitkom, Here. Vinnig weer op die regte pad sal kom. En Here, dat ons sal vriendelik wees en mekaar sal vertra, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.